Marley was dead to begin with. There is no doubt whatever about that. The register of his burial was signed by the clergyman, the clerk, the undertaker, and the chief mourner. Scrooge signed it, and Scrooge's name was good upon change for anything he chose to put his hand to. Old Marley was as dead as a doornail. Mind, I don't mean to say that I know of my own knowledge what there is particularly dead about a doornail. I would have been inclined myself to regard a coffin nail as the deadest piece of ironmongery in the trade. But the wisdom of our ancestors is in the Samael, and my unhallowed hands shall not disturb it, or the country's done for. For you will therefore permit me to repeat emphatically that Marley was as dead as a doornail. Van die Katholieke Netwerk Suid-Afrika. Vanaand is 'n baie spesiale episode vir ons. Dit is ons Kersfees uitgawe en Jacobus het net vir ons uit 'n baie besonderse boek gelees van Charles Dickens, A Christmas Carol. Dit is 'n boek wat groot impak gehad het op Brittanje in die tyd van Brittanje in die 1800s, middel van die 1800s. En ons gaan hierdie video bietjie dieper indelf in die geskiedenis van die boek, die agtergrond, die milieu, die lewe van Charles Dickens en ook die wonderlike temas wat daarin is en hoe dit ons voorberei vir die wederkoms en die geboorte van ons Here Jesus. So ek dink Jacobus, die het my gesê het om hieroor te gesels of jy weet die voorstel gemaak het. Om eerlik te wees, ek dink as dit kom by Kersfees, ek sien nou die trui, mooi oulike trui wat jy aan het, en ek dink vir myself, wel, jy weet, ons wat hier in Suid-Afrika is, in die suidelike halfrond, ons het nie regtig sneeu en, jy weet, koue, kom by ons Kerstye nie. Maar ek dink dis vir my beteken, as ek maar hoe mense ook groot geword het, met sekere Kersfeesflieks en sovoorts, daai gevoel van 'n koue Kersfees. En ek dink wat vir my interessant is, dat my die meeste, die prentjies wat in my kop geskep word deur hierdie werk, is juist daai prentjie van koue, armoede, maar binne in dit 'n warmte van deernis, van liefde, van redding. En ek dink dit sal goed wees vir ons luisteraars om net bietjie beter te verstaan wat die konteks is waarin die boek geskryf is. Spesifiek die Victoriaanse tydperk en die lewe van Charles Dickens. Ja, Werner, baie dankie. Ja, ek dink die boek is ongelooflik relevant steeds so vandag en ek wil regtig ons luisteraars en kykers aanmoedig as jy nog nie die boek gelees het nie om regtig die boek te skrywe. Dit verskil redelik sterk vanaf die moderne flieks en radio-opvoerings wat 'n mens kry rondom hierdie mooi verhaal. So mooi en so goed soos wat die flieks is daar baie wat uitgesny word, spesifiek die Christelike konteks en tema wat ons baie sterk in die boek kry. En dit is juist daardie tema rondom die diep betekenis van Kersfees wat vir ons so relevant is vir vandag. Want ek dink baie van die probleme en problematiek wat Charles Dickens beleef het en wat die mense beleef het van die Victoriaanse era in die 1800s, beleef ons vandag steeds. Gebroke verhoudings, ons kan nou iets daaroor sê, oor die gebroke verhoudings wat Scrooge, die hoofkarakter, het met byvoorbeeld sy susterskind, met sy eie vorige verloofde, wie sy verhouding gebreek is, en alles weens die gejaag na geld. Ja, daar was teleurstellinge en seerkry in sy lewe, maar as 'n mens mooi gaan kyk na die boek, dan sien ons dat baie van hierdie seerkry wat hy beleef het, en die oorsake van die gebroke verhoudings, kom vanuit nie net sy eie gejaag na wind nie, maar
sy verhouding wat hy het met sy eerste besigheidsvernoot, ou Mali, waarvan ons nou net gelees het, wat dood is as die boek begin, het hom eintlik geleer hierdie gierigheid en die gejaag na wind en om nie vir mense om te gee nie. En dan, dit is 'n negatiewe sneeubal effek in sy lewe. En ons beleef dit vandag, gebroke verhoudings, die gebroke wêreld waarin ons is, die gejaag na geld en mense wat op verskillende maniere probeer reageer op die stikkindheid van ons wêreld. Mense wat meer jaag na geld en niks omgee vir die sosiale ongeregtigheid in ons lewe nie, in ons wêreld nie. Ander mense wat reageer op hierdie sosiale onreg deur middel van hierdie revolusie van sosialisme en marxisme. En al daai dinge het in die 1800s 'n rol gespeel. Die industriële revolusie het 'n rol gespeel. Die opkoms van marxisme was daar. Maar Charles Dickens kom baie duidelik as 'n skrywer en vanuit sy eie agtergrond en seer kry as 'n jong kind binne die Victoriaanse era van industriële revolusie en 'n oordrewe kapitalisme, kom hy en hy sê dat die antwoord op die soeke na geluk en 'n goeie lewe lê nie in 'n oordrewe gejaag na geld en kapitalisme nie. Dit lê ook nie in sosialisme nie. Dit lê in die boodskap van Kersfees. Die inkarnasie, God se liefde vir ons, omgee vir mekaar wat voortvloei vanuit Godheid. En daarom dink ek vir ons as Katolieke, Charles Dickens was nie 'n Katoliek nie, hy was 'n baie stoere Anglikaan, maar hy was baie pro-sosiale geregtigheid en die boodskap van Kersfees. En ek bedoel, ons eie katekismes is vol van die hele derde gedeelte van die katekismes handel oor sosiale geregtigheid eintlik. Nou nie die hele nie, maar omtrent amper die hele een, sosiale geregtigheid. So ek dink jy's reg, ons moet bietjie kyk na die agtergrond van Charles Dickens in die 1800s. Wat het daar gebeur? Nou is interessant, Charles Dickens word gebore 1812 en hy word gebore in 1812 en dan sy eie pa en ma beleef hierdie opkoms van die industriële revolusie baie negatief. En net terwille van ons mense dat almal mooi weet waaroor dit gegaan het, is die industriële revolusie het gegaan oor die uitvind van masjinerie en tegnologie ten koste van menslike handearbeid. So, dis nou alles goed en wel dat jy skielik nuwe masjiene het om werk vir jou te doen vinniger, maar jy het 'n masjien wat nou 5 mense se werk kon doen. So nou verloor 5 mense hulle werk. So armoede het grootliks toegeneem in Brittanje, en baie van die arbeidsklas, as ek dit so kan noem, of die eienaars, besigheidsklas mense, dis eintlik die woord wat ek soek, as ek nou die woord kapitalis vir my, dan sal ek sê, van die eienaars van besighede en van die mynbase en groot sakemanne, het regtig nie omgegee wat word van hierdie arm mense nie. Om die waarheid te sê, in daardie tyd sien ons ook waar jy hierdie skuldtronke het, waar jy hierdie staatshuise en bewaringsplekke het wat arme mense net ingedruk word in worsmasjiene, soos in 'n worsmasjien. En dit klink mooi as ons sê die staat sorg vir hulle, maar eintlik was dit 'n misbruik van kinderarbeid. Wat plaasgevind het. Kinders moes werk terwille van die skuld van hulle ouers. Mense is gedwing om in 'n tronk te sit, bloot eenvoudig omdat hy nie sy skuld kon betaal nie, dan moes hy daar werk, handearbeid verrig en allerlei arbeid verrig totdat sy skuld afbetaal is. Maar dis nie net hy alleen wat in daai tronk beland het, sy hele familie is in daai tronk geplaas. So Charles Dickens byvoorbeeld, op die ouderdom van 12, beleef hy in sy gesin dit, dat sy pa sy skuldlas te groot raak. En hy beland saam met sy pa en ma in 'n tronk. Dit breek die hele gesinsopset tussen hom en sy ouers. Hy kry nie aandag van sy pa af nie, hy kry nie aandag van sy ma af nie, want almal moet die hele dag werk. Hy self, as 'n 12-jarige seun, in plaas daarvan dat hy op daai stadium goeie skoolonderrig kry, word hy gedwing om terwille van die afbetaling van sy pa se skuld, moet hy werk in 'n skoenfabriek of in 'n skoenpolitoerfabriek. So baie negatiewe dinge wat hy beleef as 'n kind, die nadeel wat tegnologie het.
En ek dink dit is ook relevant vir vandag, want ons leef in 'n era waar daar verskriklik baie tegnologie ontwikkel. Dink nou maar net aan die AI, aan die artificial intelligence. En Paus Leo het nie verniet gewaarsku dat ons baie versigtig moet wees vir hierdie nuwe tegnologie nie. Paus Fransis het al gewaarsku dat, want dit kan mense se lewensduur, se lewenskwaliteit en selfs hulle lewensduurte beïnvloed. Hulle arbeidsvaardigheid beïnvloed. En ons sien die opkoms van hierdie industriële revolusie veroorsaak hierdie negatiewe in Brittanje, armoede neem toe, werkloosheid neem toe, en aan die ander kant is daar skielik hierdie klasseskeiding, wat hand oor hand net groter word. Na 3 maande in hierdie skuldtronk, genadiglik kon hulle uitkom uit die tronk uit, hy en sy gesin, Charles Dickens en sy gesin, hy kon weer begin skool toe gaan, waar hy homself redelik sterk kon onderskei in die skool as 'n bekwame leerder. Uiteindelik, nadat hy sy studies voltooi het, begin hy werk by 'n koerant, hy begin as 'n vryskut joernalis, hy werk as 'n klerk ook by 'n prokureur, werk hy, en hy begin dan so 'n bietjie skryf. En hy verhale geskryf voor hierdie baie bekende verhaal wat ons nou gelees het, A Christmas Carol, het hy werke geskrywe, ensovoorts. Maar behalwe vir hierdie negatiewe wat hy beleef het, wat hierdie geweldige impak in sy lewe gehad het, is daar 'n klomp ander dinge wat ook plaasvind, wat ook Charles Dickens se denke vorm. Sy negatiewe belewenis wat hy gehad het binne die tronk, saam met sy pa weens hierdie industriële revolusie, maak dat hy 'n geweldige deernis het met die arm mense, spesifiek kinders. Hy het 'n geweldige wantroue ontwikkel in die gekommersialiseerde kapitalisme, staatsindustrie en industrie in die algemeen. Hy het 'n geweldige kleintjie doodgehad aan hierdie mynpraktyke, waar kinders in die myne ook moes werk, en dan sit die ryk mense sit Sondag voor in die kerk, die arme mense kan nie eers in die kerk kom nie, want hulle moet in die myn werk. So tipiese skynheiligheid. Dis reg. Ja, en as hulle durf waag om te kla oor die arbeidstoestande, dan dreig die baas hulle met afdanking, want daar's 'n masjien wat hulle werk, wat hulle handearbeid kan vervang. So hulle moet tevrede wees om vir 5 sent te werk, onder die dreigement van masjiene wat hulle werk gaan vat. So dit het hierdie impak op hom, dat hy baie wantrouig is teenoor tegnologiese ontwikkeling ook. Maar hy is ook wantrouig teenoor die opkoms van marxisme. Want in reaksie op die kapitalisme ontwikkel Karl Marx in daardie selfde tyd van die 1800s die Das Kapitaal, daardie boek van die fondasie van marxisme. Maar Charles Dickens is nie 'n marxist nie. Hy is baie bewus van sosiale ongeregtigheid. Hy kritiseer, hy huiwer nie om industrie te kritiseer nie. Maar hy sien die gevare van marxisme raak, byvoorbeeld die feit dat die individu nie privaat eiendom mag besit nie. Hy sien dit raak en hy sê dit is verkeerd. Die interessante is, Charles Dickens vind die antwoord op 'n herontdekking van Kersfees. Die Kersboodskap, die inkarnasie van God wat mens word. En die rede hoekom ek sê, hy vind die antwoord op 'n herontdekking van Kersfees, is omdat ek dink baie van ons mense weet nie, dat vir baie lank is Kersfees in Brittanje, selfs in Amerika, maar in Brittanje in besonders en in ander plekke in die wêreld, geonderdruk, selfs verbied, weens die protestantse beweging, spesifiek die Puriteinse protestante, wat baie sterk gereformeerd is in hulle wortels en in hulle denke, van so 'n aard, dat alles net wit en swart moes wees. Daar mag nie 'n blommetjie in die kerk gewees het nie, want blykbaar kan blomme jou aandag trek van die woord van God af, so daar mag nie eens 'n blommetjie in die kerk wees nie, dit alles het net wit mure, en die dominee dra swart klere, alles is wit en swart, maar geen kleur mag daar wees nie. Die kerkorgel is ook uitgegooi, en al sulke dinge. Die Puriteine, en hulle het in Brittanje spesifiek, het die Puriteine polities aan bewind gekom,
in die tyd van die Britse Republiek. Vir die wat nie weet in die geskiedenis ken nie, Brittanje was hier in die 1600s, was Brittanje vir so 11 jaar lank 'n republiek onder Oliver Cromwell, wat Charles die eerste van verraad aangekla het, omdat hy sy hand oorspeel het teenoor die parlement, en daar's 'n burgeroorlog in Brittanje tussen die parlement en die royaliste van Charles die eerste. Ongelukkig verloor Charles die eerste die oorlog. Oliver Cromwell en die Republikeine kom in bewind. Die koning word onthoof. Charles die eerste se seun, Bonnie Prince Charlie, daai liedjie My Bonnie Lies Over the Ocean, dis waar dit vandaan kom. Hy moes vlug. Hy het Skotland toe gevlug, waar hy groot steun gehad het, maar uiteindelik moes hy Frankryk toe vlug, hy moes Nederlande toe vlug, hy het Spanje toe gevlug, en hy was verlang, het hy as 'n vlugteling gewoon aan die hof van die koning van Spanje en ook Frankryk. Uiteindelik kom hy terug, na die dood van Oliver Cromwell, en word die monargie herstel. Maar tydens Oliver Cromwell se regering en die Republikeinse tyd in Brittanje, het die Puriteine 'n parlementêre wet gemaak, wat alle feeste, liturgiese feesdae verbied het. Nie net Kersfees is totaal en al verbied nie, maar selfs Paasnaweek. So dis nie maar net dat die vakansiedae word afgeskaf nie, dis nie maar net dat die staatskerk, wat die kerk van Engeland, die Anglikaanse kerk is, ons vier dit nou nie meer in die kerk nie. Nee, gewone mense is verbied om enigstens in hulle huis dit te vier. Dit was strafbaar as jy gevang word Paasnaweek vier of Kersfees vier. So, na die tyd, na die republiek tot 'n einde kom en Charles II weer koning word, is hierdie wette herroep. Maar die Puriteinse impak was so sterk, dat Kersfees is nooit regmatiglik weer herstel, veral binne die kerkopset nie. Want ons moet onthou, die kerk van Engeland, die Anglikaanse kerk binne die Britse opset, is 'n staatskerk. Vandag nog so. Die kerk van Engeland is 'n staatskerk. So, dis onderhewig aan die parlement. En ons moet ook onthou dat later is daar die sogenaamde, in die Britse geskiedenis is daar die sogenaamde Glorious Revolution, waar volgens baie mense die koning weer sy hand oorspeel het. Hy was te katholiek ingesteld, en vanuit die Nederlande kom Willem van Oranje en al sy protestantse manne, en hulle neem Brittanje oor, die koning word weer afgesit, en 'n ander protestantse koning, persoon in die lyn van opvolging, word koning. So, ek noem dit alles om te sê dat Kersfees, Paasnaweek en die hele liturgiese jaar, en ook die Anglikaanse kerk vir baie lank, tot min of meer in die tyd van Charles Dickens, was baie sterk onder die Puriteinse invloed van hierdie wit en swart, beige, whitewash, mure en alles. Niks mag gevier word nie, jy mag nie eers in die straat lekker lag nie, dan word jy sommer hegtenis geneem. So, ewe skielik is daar 'n herontdekking van Kersfees in die tyd van Charles Dickens, en daar's 'n verskeidenheid van dinge wat hier 'n rol speel. En die interessante is een van daardie motiewe, en nou verder kan jy praat, want jy het onlangs gepraat oor Henry Newman, en dit is die Oxford beweging. Vertel ons 'n bietjie daarvan, en dan wat het daar gebeur? Ja, so, om eerlik te wees, ek het nooit, ek het op 'n hele belangtyd, vir die hele rukkie, kom ons sê, tyd spandeer op die industriële revolusie, net om weer daarvan te leer en alles, en was op 'n tyd nog heeltemal voordat ek katholiek geword het, en ek het nooit rarig, ek het nie eintlik geweet, so te sê, van die sogenaamde Oxford beweging, en mense soos St. John Henry Newman nie, en toe ek nou bietjie nou dieper in dit ingedelf het, met die video wat ek gemaak het oor St. John Henry, toe begin ek net weer besef, en amper sê net dankbaarheid vir hoe God deur sy voorsienigheid en sekere omstandighede in verskillende, kom ons sê, en dit kan in ons eie individuele lewens of gebeur in 'n
in 'n in 'n bevolkingsgroep of in 'n land of wat ook al, maar God net iets in sekere mense roep om sekere dinge in plek te stel wat op die einde van die dag 'n groot impak gaan hê op Christene. En spesifiek nou in Engeland het die Here mense soos St. John Henry Newman en van die mense wat onder hom was wat nou minder bekend was, maar wat saam met hom in die Oxford beweging was. En die Oxford beweging en 'n ander naam daarvoor is die traktaatbeweging. En dit is in daai tyd hier in die laat 1830s, 1840s. So dis omtrent jy kan sê die 20 jaar tydperk voordat hierdie boek van Charles Dickens geskryf is. In daai tydperk het daar dit was grootendeels 'n teologiese beweging, 'n intellektuele of teologiese beweging rondom die besef dat die hervorming van die kerk, die sogenaamde protestante hervorming het in sekere opsigte bietjie te ver gegaan. In sekere kom ons sê apostoliese of kleinletter katholieke elemente wat belangrik was vir die vroeë kerk meer weggedoen is en dat dit het ook 'n rol gespeel rondom die verhouding tussen die staat en die kerk, soos wat jy genoem het. Die kerk van Engeland wat tot vandag toe 'n tegniese staatskerk is. En in daai tyd het St. John Henry in sy eie persoonlike lewe kom ons sê sy eie persoonlike intellektuele stryd het hy stelselmatig meer en meer die katholieke aspek van Christendom spesifiek van die vroeë kerk meer begin waardeer en sy homilie of preke en hierdie traktate wat hy geskryf het het veral in universiteite of spesifiek in Oxford posgevat. En eventueel het dit nie net onder die kom ons sê onder die geleerdes se impak gehad nie, maar op die einde van die dag op Brittanje oor die algemeen, oor die kerk spesifiek, maar dit wat die kerk promoveer en hulle veral in daai tyd en hulle wyse en hulle lering het op die einde van die dag natuurlik 'n groot impak op die algemene bevolking. En so hierdie dieper waardering vir die katholieke aspekte van ons geloof het in daai tyd meer en meer na vore gekom en 'n weerstand teen hierdie kom ons sê oor protestantse of oor puriteinse manier van kyk na die kerk en die morele en sosiale samelewing. So net om ook te noem in die tyd wat St. John Henry Newman toe katholiek geword het, selfs sy lewe na dit, het hy nog steeds geskryf vir alhoewel die beweging begin posvat het hy tot die einde van sy lewe in die 1890s groot passie gehad vir sy mede Britanniërs, met so te vertaal. En ek dink die net om terug te gaan op iets wat jy gesê het vroeër Jacobus, is iets wat vir my baie uitstaan uit hierdie storie en die rol van Kersfees is die feit dat ons sit nou in die jaar 2025, ek kan basies sê dis amper 200 jaar terug en ons sit in, alhoewel die wêreld in baie opsigte baie anders is, sit ons in 'n wêreld waar dit eintlik baie dieselfde is as daai tyd. Ja. Die uitbuiting van armes, die uitbuiting van dalk is dit nou nie, jy weet, in die begin van 'n tegnies, ek weet party mense sê ons is in 'n 4de, ek weet nie wat nou al 'n 5de industriële revolusie is rondom die versnelling van sekere tegnologiese uitvindsels en wetenskappe, maar op die einde van die dag, dit is daai refrein van geskiedenis wat homself herhaal op verskeie maniere, wat ek dink hierdie storie baie relevant maak, en regtig relevant maak, en dit het my net weer laat, ek het amper skoon of emosioneel geraak toe ek val van die kinderarbeid lees en net besef hoe tragies dit was en tragies dit nog steeds is, dalk nie volop vandag nie, maar ek weet daar's nog lande en omstandighede waar mense in sulke
droewigheid leef en ongeregtigheid en ek weet in ons eie land Suid-Afrika, ons is die ongelykste land in die wêreld. Ons ek onthou nog toe ek in my eerste jaar op universiteit was en ek het geleer in my ekonomie klas, Suid-Afrika is die ongelykste in die hele wêreld. Dis vir my, dit is ek weet nie met regtig te altyd jy weet soos dit te begryp nie, want dit is en dit kom weer op die ware betekenis van die inkarnasie vir ons elkeen as gelowiges. En ek dink ons sal nou in die tweede helfte van die video 'n bietjie raak aan hierdie, kom ons sê, dieper geestelike temas wat uitkom uit hierdie verhaal, maar net om dit so lank te noem, dis vir my net was net vir my weer besef van die verskillende geloofswaarhede wat uit die storie uitkom en hoe dit na 200 jaar nog steeds so relevant is. Dit voel amper asof dit geskryf is vir hierdie tyd, maar net, jy weet, in die vorm van 'n ou verhaal. Maar dit op die einde van die dag is dit nog steeds so relevant. Ja. Nee, verseker, want ek dis wat ek vir Kathleen ook gesê het in die afgelope tyd, is dat mens sien amper daagliks en jy hoor daarvan oor hoe mense amper op mekaar trap ter wille van geld. En veral wanneer dit kom by ook as ek dit so sterk kan uitdruk, die veragting wat mense het vir die Kersboodskap. Want stap jy nou op hierdie stadium in die winkel in, dan hoor jy hoor Kersmusiek oor die luidsprekers speel, maar ons maak geld met Kersfees. Ja. Jy weet, daar word geld gemaak met Kersfees. Terwyl Charles Dickens eintlik kom en hy sê, maar die antwoorde waarna ons soek, in terme van wat is geluk, waar lê ons hoop as mens, waar lê ons hoop in terme van die gebrokenheid van die wêreld, wat is die antwoord op die gebrokenheid, dan is dit baie ironies dat mense hierdie Kersboodskap so verag, deur dit oor 'n luidspreker te speel terwyl hulle wil geld maak, want as hulle net bietjie luister na die woorde van Hark the Herald Angels Sing, wat ons net vandag weer gehoor het op die luidspreker blaar in die Checkers, hoor die blye engele lied in Afrikaans. Dit vertel van die koning, die skepper wat mens word en onder ons kom woon met die doel om uiteindelik vir ons sondes te sterwe. En in plaas daarvan dat dit ons mense tot stilstand ruk, nee, ons wil eerder nou geldjie maak en ons jaag om geskenke te koop. Maar Charles Dickens sê, die antwoord op ons probleme lê in die boodskap van Kersfees. En daarom dink ek weer aan wat ons in die begin gesê het, hierdie boek van Charles Dickens, ons almal ken Oliver Twist, Sir, May I Have Some More, maar ek dink hierdie boek is veral in ons tyd van 'n 5de industriële revolusie baie relevant om ons bietjie terug te bring na ware mens wees. Waarom is ons hier op aarde? En dis iets wat Scrooge, Ebenezer Scrooge, die hoofkarakter moet ontdek, en daarom word die boek ook genoem. Jy weet, in die notas wat ek hier het, in die boek wat ek besit, in die notas word dit genoem 'n verhaal van verlossing, 'n verhaal van bekering, 'n verhaal van 'n ommekeer. Iemand wat besef, maar sy lewe het verkeerd geloop, omdat hy begin geld najaag het. En die geld wat hy nagejaag het nie vir hom al die geluk gebring wat hy gehoop het dit sou bring nie. Want hy het sy verloofde verloor. Hy het sy verhouding met sy oorblywende susterskind verloor, want sy suster sterf by kindergeboorte. Haar man is oorlede ook. So hy verloor nie net sy suster nie, hy verloor uiteindelik sy broerskind ook, weens hy het nie tyd vir hom nie. Hy word iemand in sy dorp, hy woon in Londen, in die stad Londen, hy word iemand op wie die omgewing bang voor is. Hulle is bang vir hom en hulle hou nie van hom nie. Hulle lag agter sy rug vir hom. Hulle vermy hom, so niemand gee vir hom om nie. So al sy verhoudinge breek met ander mense. Hy gaan ook nie meer kerk toe nie. Al sy verhoudinge breek. So die geld wat hy baie van het, bring nie vir hom regtig geluk nie. En dan, as die boek uiteindelik begin, die boek begin so mooi, ons het nou gelees van Mali, nou as ek vinnig kan sê, ons kan so 'n paar, nou ons moet bietjie kyk na van die karakters ook in die boek, maar
as 'n jong man, as 'n jong klerk, is daar hierdie, hy begin eers werk by 'n ander man, wat hy begin te werk, wat hom baie mooi leer oor om te gee vir mense, alles kan nie gaan oor geld nie, hierdie vernoot van hom, Old Fezziwig is die man se naam, Old Fezziwig, dit is sy eerste vernoot, wat hom eintlik, hy begin met hom werk. En dit is met sy dogter, wat hy ook verloof raak. Maar dan ewe skielik kom Old Mali, en hy bied vir hom 'n beter posisie aan, met meer geld. En die rede waarom Old Mali vir hom meer geld kan aanbied, is dat Old Mali, anderste as wat Old Fezziwig, wat omgee vir die omgewing en vir die mense, en van sy geld spandeer aan ander mense en sy werknemers, Old Mali hoop alles vir homself op. So hy kan nou ewe skielik 'n groter salaris aanbied vir Ebenezer Scrooge. Maar dan word Ebenezer Scrooge die slagoffer van Old Mali se gierigheid, deurdat hy dieselfde karaktereienskappe aanleer. Byvoorbeeld mense wat skuld het en na hom toe kom en vir hom sê, maar jy weet, ek skuld jou 20 pond. As daai klok 12 uur slaan en die persoon kan nie vir hom die 20 pond teruggee nie, dan stuur hy hom reguit tronk toe, waar hy moet gaan werk om daai 20 pond terug te betaal, ongeag van die impak op die persoon se familie. En as hy dan sogenaamd genade betoon aan die persoon, dan sê hy vir hom, goed, ek gee jou nog 'n week kans om my geld terug te betaal, maar in plaas van 20 pond, gaan jy my nou 40 pond terugbetaal, 'n week vanaf. So daar's ook hierdie oormatige woekerwins met hierdie onregmatige rentes, wat in die boek 'n rol speel en mense seermaak. Wat mense seermaak. Net vinnig iets anders wat ek wil noem, rondom die herontdekking van Kersfees, in Brittanje spesifiek. Die protestante is 'n verdeelde beweging, daar is ook die Luterane. Nou in daardie tyd, in die 1800s, kom die jong koningin Victoria, en sy trou met die Duitse prins Albert, wat 'n Luteraan is. En as 'n Luteraan, bring hy in die koningshuis en onder die adel, bring hy weer Kersfees en al die gebruike van Kersfees, onder andere 'n kersboom, bring hy weer in. En soos wat dit nou mag gaan, die koningin of die koning in Brittanje gee die modegiere aan, so omdat die koningin begin om aan haar hof Kersfees openlik te vier. Daarom ewe skielik begin dit byklank vind by almal nou. Die adel vier dit, en die gewone mense begin dit weer te vier, die kerk van Engeland begin weer dit te vier, as 'n feestelike geleentheid van kleur en musiek, en 'n luidkeelse teologie, as ek dit so kan noem. Ja. Die interessante is ook, dat die boek verskyn in Desember 1843. En dit is ook die jaar waarin die eerste kommersialiseerde kerskaartjie verskyn. So baie interessant die dinge in die geskiedenis rondom alles wat daartoe bydra dat Kersfees weer ook 'n feesvierende iets word. En ek dink ons vergeet baie keer hier waar ons lekker son en warm weer het in Suid-Afrika, dat in die noordelike halfrond waar Charles Dickens skryf, is dit baie koud en grys en grou in die tyd van Kersfees. En daarom daarom die gebruik nog altyd in die kerk kleur en klank om die koue te verdryf, maar ook om die koue van ongeloof en die koue van al die ander, die sonde en die sleg en die gebrokenheid, om dit te verdryf. Geloof, want dis uiteindelik wat geloof is, daardie hoop en met liefde en warm harte, omdat die Here in ons hart is, om mekaar by te staan en om daardie manier die koue, in aanhalingstekens metafories ook te verdryf, deur letterlik mense te help, sosiaal te help, te ondersteun en te help finansiëel, in ons gebrokenheid ensovoort. So dis belangrike dinge wat die kerk doen, almoses gee, dis die woord wat ek soek, om almoses te gee, armsorg, om mense te versorg, na mekaar te kyk,
Wel, dis die verhaal van Sint Nicholas ook, die oorspronklike Kersvader, wat tydens Advent en Kersfees juis vir almal, maar in besonder vir die armes, geskenke gee, geskenke van kos gee. Dis waar die vrugtekoeke vandaan kom, gemmerkoekies en al daai goed kom, het sy oorsprong om vir mekaar om te gee, om na die armes te kyk. Ja, en dis iets wat ons vergeet maklik. Net om te noem, ekskuus ek was, ek, voor ons nou hierdie video begin het, het ek nou vir voor die tyd ook gesê, ek tans besig met die boek oor Jesus, en jy is nou vanaand, noem die skrywer oor die, ek meen dit is 'n deurlopende tema in die evangelies, die manier hoe Jesus, en ek dink ons ervaar het, maar ek dink nie ons daar is seker maar sekere oomblikke waar ons dit dieper ervaar, waar ons hierdie deernis ervaar vir armes, en armes in 'n finansiële sin, maar ook armes wat mense wat neergesien word in die samelewing, mense wat weggeskryf word, weggestoot word. En dit is op die einde van die dag waar mens die hart van God, die gaan dit op so 'n besondere manier sien, want dit is die dink aan die Engels woord, the state into which Christ was incarnated, daai dink aan Filippense 2 vers 5 tot 11. Hy wat ek dink wel net om dit te noem, die Paus Leo se onlangse Dilexitae, apostoliese bemoediging, daai dokument praat ook oor hierdie idee van Christus wat daar's 'n spesiale liefde, as jy wil, wat God het vir die armes. So daarom is dit baie groot ongeregtigheid wanneer mense uitgebuit word. Ek dink dit is 'n gruwel in God se oë, en ons sien dit as 'n deurlopende tema in die hele skrif in die tyd van Israel, wanneer die mense in Israel spesifiek die wat in beheer was, armes uitgebuit het. En dis vir my ook net interessant dat die lesings nou in die Adventtyd wat baie raak aan die profeet Jesaja se tekste uit die boek van Jesaja en in die tyd van Jesaja en in daai tyd van Israel se geskiedenis was daar hierdie ding van die Messias gaan eendag dit wat verkeerd is, dit wat ongeregtig is, regstel. En Jesus doen dit nie alleen nie. Jy weet, dis nie hierdie ding wat net in isolasie gebeur nie. Hy roep ons as die liggaam, as die kerk, om dit, om sy hande en sy voete te wees, so te sê, en om sy hart en sy lewe, as jy wil, te sien, sy persoon te sien in die armes, en die armes te sorg asof dit hy is self. Ek dink dis net vir my iets wat ook vir my uitgestaan het uit hierdie verhaal, en ook ons kan nou 'n bietjie ook dieper in die karakters indelf. Is my interessant dat die Tiny Tim figuur, die jong kindjie, is 'n Christus figuur, is 'n onskuldige Christus, of kom ons sê 'n slaggeaarde Christus figuur in die vorm van 'n kind. En dis ook vir my besonder hoe Charles Dickens die kindjie gebruik, Tiny Tim gebruik as 'n refleksie van daai kinderlike onskuldigheid. En ek dink natuurlik ek kan net vir myself indink toe hy die boek geskryf het, daai trauma wat hy self ervaar het as 'n kind. En die impak wat dit nie net op hom nie, maar soos ons nou praat oor die historiese refrein tussen daai tyd en vandag se tyd, en daar soveel mense wat hierdie kinderlike trauma ervaar, en hoe dit so groot impak het op jou lewe op jou einde van die dag, en hoe jy na die wêreld kyk, hoe jy ander mense, veral as jy volwassene is, hoe jy op die einde van die dag alle ander mense behandel. Ja, jy's reg. Tiny Tim as Ebenezer Scrooge, die hoofkarakter, die protagonis is, dan is Tiny Tim nie die antagonis nie, maar hy
Hy is die teenoorgestelde van Ebenezer Scrooge. Jy is heeltemal reg. En dink nou aan wat Jesus ook gesê het, né? Wanneer hy gesê het, wie hierdie kindjie, wie hierdie geringstes seermaak, dit is beter vir hom om 'n meelsteen om sy nek te hang en in die dieptes van die see te spring. Toe Jesus die kind tussen hulle laat staan het, want die kind is ons moet geloof hê soos 'n kind. En Tiny Tim is bekend vir sy uitspraak, God bless everyone. Om die heeltyd die hoop in God te verkondig, ten spyte van al sy swaar kry, want hy is hierdie nie net 'n arm kind nie, hy's 'n sieklike figuur, wie se lewe aan 'n draadjie hang, want hy kry nie genoegsame mediese sorg nie, want sy ouers kan dit nie bekostig nie. En dit is iets wat vandag net so is. Hoeveel mense vandag kan nie gesondheid bekostig nie? Want ons bedryf gesondheid op 'n kapitalistiese wyse. En dis verkeerd. Jesaja noem dit die valse weegskaal. Die valse weegskaal, wat ons geld maak met mense se gesondheid. En dit is 'n skande. En Charles Dickens spreek dit aan. So Tiny Tim is 'n baie belangrike karakter. Maar as die boek begin, Ebenezer Scrooge is hierdie tipiese kapitalistiese baas, nywerheidsbaas. Hy verafskiet Kersfees. Hy het hierdie arrogante houding wat hy die hele tyd praat van humbug, wat dit is sy gunsteling skelwoord. En Kersfees, hy verag Kersfees, want Kersfees het begin opkom, maar dit was nie 'n publieke vakansiedag nie. So, as jy nie gewerk het op Kersdag nie, moes jy of onbetaalde verlof insit, of as jy 'n goeie baas gehad het, het hy jou betaal en jy kon by die huis bly. Maar Ebenezer Scrooge was een van daai mense wat hy wou nie vir sy werkers afgee nie. So as hulle wou Kersfees vier, moes hulle moes daarvoor betaal. Hy het nie net geweier om hulle te betaal nie, hy het 'n volgende dag se salaris afgetrek, want hy sê, hulle laat hom as ware 'n verlies maak, want nie net het hy 'n uitgawe aan hulle nie, hy het 'n uitgawe aan hulle, maar hy verloor ook geld, want hulle is nie daar nie. So hy trek 2 dae se salaris van hulle af, omdat hulle graag wil Kersfees by die huis wees by hulle families. En Tiny Tim se pa werk by Scrooge, Bob Cratchit. Bob Cratchit is Tiny Tim se pa, en hy werk daar by Ebenezer Scrooge. En aan die begin van die boek ook dan, is daar hierdie toneel in die winkel op ou Kersaand, waar Bob Cratchit vir Scrooge vra of hy sy salaris kan kry, of hy sy dagloon kan kry. En en dan is Scrooge baie mislik met hom, skel hom uit dat hy te sleg is om te werk, en dan sê hy vir hom, but sir, it is Christmas. En dan is hy nou weer ontsteld, omdat, hoe durf mense Kersfees vier? Mense wat Kersfees vier is te lui om te werk. So dit is Ebenezer Scrooge se houding. Sy susterskind Fred is baie soos Tiny Tim. Hy's 'n volwasse Tiny Tim. Hy's iemand wat besef het hoe belangrik Kersfees is. So hy's ook ryk, hy's welgesteld. Hy besit ook eiendom, hy besit ook besighede, maar hy weet dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar. So jy kry hom in die boek as hierdie vrygewige man wat vir die armfonds geld gee, wat die kinders op straat vir hulle geldie gee, ensovoorts. Hy reik uit na sy oom toe, ten spyte van die feit dat sy oom Scrooge hom die hele tyd wegstoot, reik hy die hele tyd uit na hom toe, en probeer hy sy bes, want hy weet sy ma het sy oom, natuurlik haar broer, baie lief gehad, 'n baie goeie verhouding wat hulle gehad het. So terwille van sy ma, en die herinneringe vir sy ma, probeer hy alles doen om sy oom terug te bring, amper tot bekering te bring, as ek dit nou so kan stel. So ten spyte ook van wat mense sê vir Fred se eie vrou, sê vir hom, ag nee, daar's nie hoop vir hierdie man nie, los nou vir jou oom, hy wil nie hoor nie, so stoot hom net weg, ignoreer hom. En dan sê Fred, nee, ons kan ook nie dit doen nie, want ook dit is nie die boodskap van Kersfees nie. Kersfees sê dat ons moet juis uitreik ook
na daardie onregverdige mense toe. Want anders as ons soos die Fariseërs, as ons, die oomblik as ons mekaar verwerp, dan word jy ook skuldig aan dieselfde ding. Maak nie saak of jy arm is nie, dan is jy, of jy nou ryk is nie. As ons mekaar verwerp, is ons almal ewe skuldig. So Fred sê ook, die boodskap van Kersfees maak dat ons nie vir oom Scrooge kan verwerp nie. So dis belangrik. Dan, die keerpunt, die aand by die huis, op ou Kersaand, sit Scrooge daar, en in die flieks word hy altyd geteken met sy kamerjas en sy slaapmis op, en dan is hy so 'n bietjie vaak, ensovoorts, en dan ewe skielik verskyn die spook van Jacob Marley aan hom. En interessant genoeg is, baie van die literatuurfundies noem dan ook dat Charles Dickens se verhaal, A Christmas Carol, is ook 'n tipiese Britse spookstorie van die 1800s. So dit is 'n spookstorie met 'n morele les. Amper soos, nou, wat is die, Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock se thrillers wat altyd 'n twist in het, so met 'n morele les. En dis tipies van hierdie boek van Charles Dickens. So dan verskyn die spook van Jacob Marley, nou sê ek Bob Marley. Jacob Marley spook verskyn aan hom en waarsku hom en sê vir hom, jy moet jou lewenswyse verander. Jacob Marley verskyn met sulke kettinge oor hom. Hy's vasgebind in kettinge en dan sê hy vir Scrooge, hierdie kettinge wat my vasbind. Interessant, is sy sondige gierigheid. Dis al die kere wanneer hy ander mense verag het, geminag het, wanneer hy geweier het om Kersfees te vier, wanneer hy die boodskap van Kersfees, van Christus, verwerp het. Dis die kettinge wat hom nou vasbind. En dan sê hy vir Scrooge, jy moet jou lewe verander, anders gaan dieselfde met jou gebeur. So dit is 'n boek met waarskuwing. En dis baie relevant vir Advent, want Advent is nie net iets van terugkyk na die geboorte van Christus nie, maar dit is ook vooruitkyk na die wederkoms, die dag van oordeel. Ons dade het gevolge. Ons dade het gevolge. En dan sê Jacob Marley vir hom, daar gaan 3 besoekers kom. 3 besoekers gaan kom. Om vir jou te gaan vertel wat is die gevolge van jou lewe en om jou te probeer oortuig om te verander. En die eerste ene wat kom is die sogenaamde Ghost of Christmas Past. Die spook van die Kersverledes. Dis 'n opgeruimde tipe van spook wat vir Scrooge vat na hoogtepunte in sy lewe en laagtepunte in sy lewe. Teleurstellings, vreugdes, basies hy vat hom terug na gebeure in Scrooge se lewe wat hom gevorm het tot die karakter wat hy geword het. Hierdie nors ou oom wat neersien op almal, wat geld najaag en letterlik op die armes trap. So dis die eerste spook. Dit het 'n geweldige impak op Scrooge, maar wanneer hy weer tot sy sinne kom en hierdie spook weg is, dan dink hy het maar net gedroom. En dan kom die Ghost of Christmas Present, wat vir hom wys wat is tans besig om te gebeur. Die moontlikhede van sy optrede, nou, watter gevolge kan dit alles hê rondom hom. Hy sien die Cratchits, Kersfees vier met die bietjie wat hulle het, dat hulle selfs vir ander mense nog steeds gee, al het hulle self so min. So die armes gee ook vir ander armes. Hy sien dit alles raak. Hy sien hoe siek Tiny Tim is. En dat Tiny Tim se pa nie genoeg geld het om hom by 'n ordentlike dokter uit te kry, om hom te help nie. En hy sien baie duidelik die moontlikhede dat Tiny Tim kan sterf. Dan kom die derde ene, en dit is die onheilspellende karakter. Daai spook praat nie, dis die Ghost of Christmas Future. Dit wat kan wees, dit wat gaan gebeur, as hy nie sy lewe verander nie. Daar's 'n baie sterk sinspeling daarop, dat Tiny Tim dood is. Omdat sy pa nie genoeg geld gehad het nie. Sy pa het nie genoeg geld gehad nie, want hy wat Scrooge is,
het nie sy pa ordentlik behandel nie, het nie sy pa ordentlik betaal nie. So hy sien baie duidelik dat hy verantwoordelik is vir Tiny Tim se dood. Maar dan sien hy ook, noem dit 'n visioen, van sy eie dood. Maar dan sien hy, by Tiny Tim is almal hartseer. Maar wanneer mense sien dat Scrooge dood is, Ebenezer Scrooge wat dood is, dan vier mense fees omdat Ebenezer Scrooge dood is. So hy sien dat ten spyte van sy baie geld, ten spyte van al sy rykdom en eiendomme en alles, en sy gesienenheid in die dorp wat hy gedink het hy gehad het hy eintlik niks gehad nie. Mense het hom verag, en mense is bly hy is dood. Hy sien dan baie duidelik, dat as hy nie sy lewe verander nie, dan gaan hy homself nou vasbind in al die kettinge, net soos Jacob Marley. En dan skrik hy wakker, en hy maak hierdie, die droom, die visioen eindig, waar hy as het ware amper in die dood afgetrek word. En hy besef, daar's nie uitkoms nie. Jy weet, dis nou te laat amper om sy lewe te verander. En dan skrik hy wakker. Hy kom terug tot die hede, en hy besef, maar dit is nou Kersoggend. Dis nou Kersoggend. En dan besef hy, dis nou tyd om sy lewe te verander. Hy beloof aan die laaste spook, dat hy gaan sy lewe verander. En dis waarom ek in die begin gesê het, baie kritici sê, dit is 'n verhaal van bekering, 'n verhaal van verlossing, van 'n ommekeer. En dan beloof hy, om Kersfees nie net te vier, eenmal 'n jaar nie, maar die hele jaar deur. Hy bied 'n groot fees aan, 'n groot fees word aangebied, hy nooi almal, hierdie man wat vir hom werk, Tiny Tim se pa, Bob Cratchit, hy maak hom 'n vernoot, hy gee hom die helfte van sy besigheid. Hy beloof hom vir Tiny Tim se gesondheid, sy dokters benodighede te betaal, sy mediese benodighede te betaal. Hy begin vir die armes gee, hy gaan kerk toe op die Kersoggend. En dis alles, daardie Christelike, baie duidelik in die boek, het hy hierdie herontdekking van God, as ek dit so kan noem. Jy kry ook dat selfs die 3 spooke, dis baie interessant, die 3 spooke, en mens moet nou versigtig wees, dis nie direkte is-gelykans nie, maar baie duidelik is die 3 spooke ook 'n konfrontasie met die evangelie, en daarom ook met God, en amper met die 3 eenheid, die drie spooke, die 3 eenheid. Ja, maar mens moet versigtig wees om nie daarvan te veel te maak. Dit is net 'n analogiese vergelyking. Maar dit is uiteindelik 'n konfrontasie met God self, wat hom tot hierdie bekering bring. En daarom is dit vir my so besonder in die boek, dat op Kersoggend gaan hy kerk toe. Jy kry dit nêrens in van die ander flieks, in die moderne flieks nie. En weet jy, Kobus, ek dink nou net, ek dink dit is 'n goeie manier hoe ons amper kan ek kon sê dit saamvat, die hele gesprek kan saamvat in die feit dat elkeen van ons in ons lewens het deur ons, kom ons sê, verhale of pelgrimsreistogte met die Here. Elke van ons in ons lewens kom op sekere punte waar ons gekonfronteer word met God, maar ook ek sal sê eers met onsself, eers met wat binne ons aangaan, en dit word toe die Here ons roep in ons verskillende lewensomstandighede. En daarom is ek dink hierdie storie is net en ek dink enige goeie verhaal met 'n diep morele kern sal jou as die leser roep om na jouself te kyk en te kyk waar jy self kan nie net kan leer van die karakters nie, maar waar jy kan sien hoe God jou eie lewe kan verander en jou roep om ander op die kleinste of grootste maniere maak die saak en jy impak op ander mense se lewens te hê. En ek dink dis vir my hierdie verhaal, ek dink vir ons gesprek het my nou net weer
Ek dink dit is my groot fokus hierdie Kersfees is om te fokus op die feit dat ons elkeen 'n verhaal het, maar dat ek my eie verhaal het in terme van die Here se redding in my lewe en dat hy my en elkeen van ons roep om ander in hulle omstandighede op tyd die Here se hart, se genade, se barmhartigheid aan ander te toon en dit uit te leef en ek dink ons kan bevoorreg wees om 'n verhaal soos hierdie te hê wat ons kan help om in hierdie adventtyd dit net weer tot daai herinnering te kom. En ek wonder sommer net ter afsluiting wat vir jou Jacobus is die behalwe nou die hooftemas, maar wat vir jou het vir jou die diepste impak gehad toe jy die verhaal gelees het of meer as een keer al gelees het, maar veral ter voorbereiding vir hierdie video. Wat het jou herinner weer aan sekere waarhede? Vir my is dit amper hoe die boek afsluit wanneer hy sê, Spirit, hear me, I am not the man I was. En dan sê hy baie pertinent, ek het nou ook daarna verwys, hy sê, by an altered life, I will honor Christmas in my heart and try to keep it all the year. I will live in past, present and future. En dit is baie duidelik as jy dan nou rondom dit lees, dat met Kersfees, bedoel hy eintlik Christus self. So hierdie baie beduidende, I am not the man I was. En dis soos enige goeie fliek, soos enige goeie boek wat sy leser op reis neem, is dit nie net die hoofkarakter of die karakters in die boek wat ontwikkel en selfs verander en groei nie, maar dit behoort ook die leser te wees. Dit behoort ook die kyker van die fliek te wees. Nee, dan is dit tog 'n goeie fliek. Ek dink dis een van die kriteria's waaroor almal sal saamstem wat bepaal 'n goeie fliek of 'n goeie boek. Dis wanneer dit hierdie jy het ontwikkel, jy het gegroei. En vir my is dit hierdie ding. I am not the man I was. En hopelik is dit vir elkeen van ons wat die boek lees so, dat jy ook self verander weer, opnuut onder die indruk kom van die Kersboodskap as jy dit lees. En dit is vir my mooi, want dit is tog, al is dit al het die boek 'n baie sterk Christelike onderbou, bly dit tog 'n buitekerklike, ek wil nie die woord sekulêr gebruik nie, maar dit is 'n buitekerklike spookstorie met 'n baie besonderse morele tema en les. En ek dink as dit nie ons in die hart gryp nie, as dit ons nie in die hart gryp nie, dan is daar 'n probleem. Ja, en net om twee dinge nog te sê, is dat ek nou gedink het is, ek dink aan ander skrywers soos C.S. Lewis, J.R. Tolkien en ander, wat deur middel van stories, deur middel van fantasie self, baie keer op die waarhede van die evangelie en die waarhede van die geloof op die diepste en mees besonderse maniere verkondig. As dit nie, kom ons sê maar 'n dogmatiese verduideliking van dit of daai dogma of wat die evangelie is en so voort nie. Maar want ek dink omdat ons elkeen as jy wil 'n narratief het, 'n storie het waarin ons leef en wat ons uitleef, so te sê, is dit juist stories en juist narratief wat ons soms die diepste aangryp. En ek wil ook net vir onsself en maar ook vir die luisteraars herinner dat die jubeljaar van hoop gaan nou binnekort klaarmaak. En die hooftema van die jubeljaar was om pelgrims van hoop te wees. En ek dink die jubeljaar het mense van verskillende omstandighede, verskillende lewensagtergronde geroep om die hoop wat uiteindelik net in Christus is, wat daai diepste ek dink wat iemand soos Sint Augustinus na verwys as die
ek dink dat in die eerste gedeelte van sy boek op die Confessions waar hy praat van hierdie leemte wat in ons is. En daai leemte wat ons elkeen het, kan net gevul word deur hy wat self hoop is. Christus is nie, hy gee nie net hoop nie, hy is hoop. In sy persoon, sy diepste wese is hy hoop. God is hoop, as jy wil. So, ja, ek wil net vir ons herinner dit weer aan, en ek dink dit is 'n goeie manier om hierdie jaar wat ons eerste jaar was as die Katolieke Netwerk en in hierdie jubeljaar om net weer herinner te word aan die hoop wat nie beskaam nie en die hoop wat in ons harte aangewakker word deur sy gees en uiteindelik wat sy oorsprong het in God en in die inkarnasie. Ja. En 'n laaste ding om aan te sluit by jou, jy het so mooi verwys na Augustinus wat praat oor die leemte in ons harte wat net God kan vul. Ons sien dit by Ebenezer Scrooge ook. Hy's baie bewus van die leemte in sy lewe en hy dink tipies dat hy dit kan vul met geld. Ja. Maar dit werk nie. En aan die einde, wanneer hy uiteindelik hierdie fees aanbied, dan beleef hy hierdie warmte in sy binnekant en hy weet hierdie leemte wat daar was is nou weg. Die boodskap van Kersfees wat die leemte moet en kan vul en God wat dit wil vul. So ek wil ook van my kant af net sê vir al ons kykers en luisteraars dat ek hoop dat hulle 'n baie besonderse geseënde Kerstydperk het en 'n besonderse geseënde nuwe jaar het en dat baie dankie vir elkeen van hulle wat na ons kyk, wat ons verduur en sovoorts. Baie dankie vir almal se betrokke wees by die Katolieke Netwerk. Ons waardeer elkeen van ons kykers en ons luisteraars. Baie dankie. Dankie Kobus en net vir my kant af ook. Ek hoop almal het 'n wonderlike Kersseisoen voor lê en mag die Here met elkeen van julle wees en mag ons herinner aan die dieper waarhede van hierdie tyd en mag ons die tyd saam familie, van ons gesinne net waardeer en die wat dink aan die wat dit nie het nie en ons beste doen om uit te dra tot hulle welstand en nie in terme van om te gee nie, fisiese dinge te gee nie, maar om met hulle te praat, na hulle uit te reik, om daai liefde wat ons ervaar, wat ons tot die diepste ervaar in die heilige sakrament, om dit aan hulle, die wat dit nie het, te verkondig en uit te leef. So mag dit 'n wonderlike seisoen vir almal wees.